Hasse, julle kom ons blaai is, julle, ek hoop jy het jou Bybel hierso, en as jy hom het, Handelinge 21, as jy nie 'n Bybel het nie, daar is ons Bybels daar agter, dis ook in die afkondigings, daar is Bybels daar agter, jy is meer as welkom vir jou een te vat as jy nie een het, by die huis of enig plek as jy meer as welkom om een te gaan haal daarso, en ons gaan vanoggend lees Handelinge 21. En so Paulus is op pad Jerusalem toe. Paulus is op pad om vir die kerk, ons lees dit baie in die briewe, ons het dit nou nog nie gelees nie, want ons lees nou eintlik 'n oorsig van alles wat gebeur het. Ons sal dit sien wanneer ons by die briewe kom wat hy geskryf het, die briewe van Korinte en baie goed. Sal ons sien, hy het soos wat hy gegaan het en kerke bemoedig het, kerke geplant het hy ook vir die mense gesê, maar kom ons ondersteun die mense in Jerusalem. Kom ons gaan en ons help hulle ook. En soos wat hy gegaan het hy ook maar geld ingesamel vir die kerk in Jerusalem, wat onder baie erge verdrukking verkeer het. En so baie van die mense, soos wat dit maar is in die moslim geloof ook, as jy tot geloof gekom het, is jy uit my huis uit. Ek gee nie om wie jy is nie. Of jy nou my kind is, my eersgeborene, ek gee nie om wie jy is, as jy sê jy glo in Jesus, dan skuif ek jou uit. En so baie van die gelowiges in Jerusalem het hulle huise, families, werke, mense sou eerder 3 kilo's verder geloop het om by 'n ander ou besigheid te gaan doen het, as wat hulle sou by die Christene. So dit het regtig moeilik gegaan. En so Paulus het soos wat hy gereis het deur die land en deur die area waar hy was, en soos wat hy by die kerke gekom het en hulle bemoedig het hy ook geld ingesamel om hierdie mense te ondersteun in Jerusalem. En hier kom Paulus en hy is nou op pad Jerusalem toe nou met hierdie geld. En die Heilige Gees het hom, ons het dit hierdie week gelees, het hom al gewaarsku dat wanneer hy Jerusalem toe gaan hy eintlik maar baie moet ly vir die koninkryk van God. En ons gaan dit vandag weer sien. En so kom ons lees vanaf vers 1 af. Hy sê, nadat ons swaar van hulle afskeid geneem het ons aan boord gegaan. Ons het reguit koers gehou by die eiland van Kos aangekom. Die volgende dag het ons Rhodes bereik en daarvandaan na Patra aangekom. Daar het ons 'n skip gekry wat na Fenisië toe sou vaar en ons het aan boord gegaan en weggevaar. Ons het Cyprus in sig gekry en is aan die suidekant daarvan verby Sirië toe. In Tyrus, waar die skip sy vrag moes aflaai, het ons afgeklim. Ons het die gelowiges daar opgesoek en 7 dae by hulle gebly. Die Heilige Gees gelei het hulle vir Paulus gesê om nie Jerusalem toe te gaan nie. Maar toe die 7 dae verby was, het ons verder gereis en hulle is almal met hulle vrouens en kinders saam met ons tot buitekant die stad. Ons het op strand gekniel en gebid en van mekaar afskeid geneem. Daarna het ons aan boord gegaan en hulle het omgedraai huis toe. Van Tyrus af het ons die seereis voortgesit na Ptolemaias, daar sy. Toe, daar het ons die gelowiges gegroet en 'n dag by hulle gebly. Die volgende dag het ons vertrek en Caesarea aangekom. Ons het die evangelis Philippus, een van die 7, opgesoek en by hom tuis gegaan. Hy het 4 ongetroude dogters gehad, wat die gawe besit het om God se boodskap te verkondig. Nadat ons reeds 'n hele paar dae daar was, het daar 'n ander profeet met die naam Agabus van Judea afgekom. Hy het na ons toe gekom, Paulus se gordel gevat en sy hande en voete daarmee vasgebind en gesê, so sê die Heilige Gees, die Jode sal in Jerusalem die eienaar van hierdie gordel net so vasbind en hom aan die heidene uitlewer. Toe ons dit hoor, het ons en die mense daar vir Paulus gesmeek om nie Jerusalem toe te gaan nie. Toe antwoord Paulus, waarom wil julle my hart sag maak met julle trane? Terwille van die naam van die Here Jesus, is ek bereid om in Jerusalem nie net gevange geneem te word nie, maar selfs ook te sterwe. Toe ons hom nie kon oorreed nie, het ons daarin berus en gesê, laat die wil van die Here geskied. Na 'n paar dae het ons voorbereidings afgehandel en na Jerusalem toe vertrek. Party van die gelowiges het van Caesarea afgekom
en ons, van Caesarea af saam met ons gegaan. Hulle het ons by Nason gebring, oorspronklik van Cyprus afkomstig was, en wat van vroeg af reeds 'n gelowige was. By hom sou ons tuis gaan. Ons gaan nou net tot daar gaan ons lees. Wat verder dan gebeur, julle kan dit sommer by die huis gaan lees, gaan net sommer so vinnig vlugtigs vertel. Paulus is toe na Jerusalem toe, die gelowiges in Jerusalem het vir hom gesê, Paulus, die moeilikheid, die mense is kwaad, omdat hulle sê dat ons die mense oorreed of vertel dat hulle nie aan die wet van God moet gehoorsaam wees nie, en dan probeer hulle hom eintlik maar bietjie help, en hulle sê vir hom, maar doen hier die gebruike wat ons almal nou al vir jare gedoen het, doen dit, en hopelik so sal die mense dan kalmeer, maar aan die einde van die dag gebeur dit dan nou nie so nie, en die mense neem hom gevangene, en die Fariseërs en die Sadduseërs, die skrifgeleerdes, wil hom eintlik dan maar stenig en doodmaak, en ons het plot op sy lewe, mense beplan, en julle kan die storie gaan lees, hulle sê vir die Fariseërs, ons het 'n belofte of 'n eed aan die Here gemaak, dat ons sal nie eet voordat ons vir Paulus doodgemaak het nie. En deur dit alles, ons sal dit ook nou hierdie week lees, deur dit alles word Paulus dan nou in veiligheid weggevoer, en gaan hy Rome toe, en dis waar hy dan ook aan die einde van sy lewe eintlik maar bereik het. In Rome het hy baie van die briewe geskryf vanuit die tronk uit, en van baie van die briewe wat ons het hy daar in Rome in die tronk geskryf. En Paulus is toe ook aan die einde van die dag daar oorlede. Terwyl ek hierdie gelees het, ek het so in maandag begin en ek lees die gedeeltes en ek dink en bid oor dit, het hierdie gedagte by my vasgesteek, wat Paulus hier in Handelinge 21 vers 13 sê. Paulus het baie goed deurgegaan. Paulus was geslaan, Paulus was in tronke, Paulus was skipbreek gelei, hy het 'n klomp goed geervaar in hierdie lewe. Maar hy kom op 'n plek waar hy hierso vir die mense sê, hy sê, ter wille van die naam van die Here Jesus, is ek bereid om in Jerusalem nie net gevange geneem te word nie, maar selfs ook te sterwe. En ek sit daar, so julle weet ek is mal daaroor om in my Bybel, ek skryf 'n klomp goed en dan plak ek dit hier in my Bybel, nee, goed om oor te dink. En ek skryf hierdie week, ek skryf hierso, ek soos, in die eerste plek, wat is ek bereid om ter wille van die naam van Jesus of die Here te doen? Nou as ek vanoggend dit vir jou moet vra, gaan ek vir jou sê, voordat ek vir jou vra, gaan ek vir jou sê, wees baie versigtig wat jy antwoord. Want sien, ek dink ek en jy is baie geneig om te sê alles, nee. Ja, nee, ek is soos Paulus, ek sal alles gee. Bereid om alles te offer. Soos Paulus is ek bereid om gevange geneem te word en ook te sterwe, nee. Maar is jy werklik bereid? So wat is jy? En hier is die vraag, dink gou vir 'n oomblik daaraan, en wees dood eerlik, ek gaan nie vir julle vra om vir my te sê nie, ek gaan vir jou vra om vir iemand langs jou te sê nie, so wees vir 'n oomblik, dalk die eerste keer in jou lewe, dood eerlik met jouself oor die vraag, wat is jy bereid om op te offer, ter wille van die naam van die Here Jesus Christus? Dink gou vir 'n oomblik daaraan. Weer eens, jy moenie met iemand daaroor praat nie, so wees vir 'n oomblik net dood eerlik met jouself en met die Here daaroor. Wat is jy bereid om te offer? Jy sien, ek dink ons is weer eens baie vinnig om te sê, nee, ons daar's daai liedjie, Jesus, all for Jesus, nee, ek gaan nie verder sing, ek kry julle jammer. Maar ons ken daai liedjies, nee, en daai liedjie wat Retief Burger sê, alles vir U, nee, Here, ek gee alles vir U, hier's my lewe, hier's my alles, nee. En ons is so vinnig om te sê, as iemand vir ons vra, wat is jy bereid om op te offer, en sê, nee, weet jy wat, ek sal enigiets, die Here kan enigiets van my vra.
Dis okay, ek is bereid om alles. Maar is dit die waarheid? As jy vir 'n oomblik eerlik moet wees, is dit die waarheid? Jy sien wat ek dink, dit is nie eintlik die waarheid. Ek dink ons sê al hierdie goed want ons wil klink asof ons gelowig of spiritueel of goed is, nê? Of mooi is. En so sê ons baie keer vir mense, nee, weet jy wat, ek sal alles, maar dis eintlik nie die waarheid nie. Dit laat my nogal baie dink aan 'n brief wat Johannes aan 7 kerke geskryf het, en ons vind hulle in die boek van Openbaring. Skryf Johannes, die Here Jesus verskyn aan Johannes, en hy sê vir Johannes skryf hierdie 7 briewe aan 7 gemeentes, 7 verskillende gemeentes. En hy skryf vir die briewe, en in elke brief skryf hy iets moois. Hy sê vir die mense, net 2 van die 7 skryf hy iets slegs nie, nê. Net 2 van die 7 gemeentes wat hy skryf hy net mooi goed wat hy skryf. Maar vir die ander 7 gemeentes, kom ek sê, die ander 4 gemeentes, ek weet my wiskunde is nou uitwag net, ek gaan nou dit reg stel, maar vir die ander 4 gemeentes sê hy, weet jy wat, hierdie is wat ek vir julle op wil waarsku, hierdie is die ding wat sleg is in julle, maar hierdie is die mooi wat ek ook in julle vind. So, hy sê, ons ietsie mooi van julle was so ywerig toe julle my ontmoet het, julle was so ywerig toe julle begin het as Christene, julle was aan die brand, nê. Ek dink dis nogal 'n manier hoe ek sou vir Paulus beskryf, nê. Dis aan die brand vir die Here. Ek het gewonder of ek hierdie titel van en dalk sal ek dit nog op YouTube sal ek die titel maak, nê. Maar die vraag is eintlik, is jy aan die brand of aan die slaap? Wat sê een is jy? En dit sal nou sin maak wanneer ek die laaste brief lees wat Johannes skryf. Sien, want vir 4 gemeentes skryf hy, weet jy wat, julle was aan die brand, maar nou is julle bietjie aan die slaap. En dan vir 2 gemeentes skryf hy, soos, julle is aan die brand. Dis dit. En dan kry ons hierdie een brief, die brief aan die mense in Laodicea, waar die Here nie eers een mooi woord vir hulle kan sê nie. Dis sy gemeente, nê. En die vraag wat ek het is dit nie eintlik maar ons as kerk in 2024? Nou weer eens, ek hoop julle verstaan as ek praat van ons as kerk, bedoel ek nie net NG Koelenbeek nie. So, ons as kerk, ons as liggaam, die liggaam van Christus, is dit nie maar wat aan die gang is in ons. En so kom ek lees vir julle gou-gou, ek gaan nou geblaai hiersom. In Openbaring 3, vanaf vers 14 af, lees ons dit. Hy sê, skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en die ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen, ek weet dat julle nie koud is nie, ek weet dat julle ook nie warm is nie. As julle tog maar net koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie, en julle weet nie, dat julle ellende die beklaanswaardige is nie. Arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan, om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle kan aantrek, en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsaaf, om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dit dan vir julle erns wees, en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan, en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. My broertjie en sussie, die vraag, soos ek sê, ek wou hom eintlik getitel en ek gaan hom nou maar so maak, nê.
is is jy aan die brand of is jy aan die slaap? Jy sien wat ons so maklik sê in die kerk. Hier is na die tyd by die koffie, en as jy weer is 'n gelowige en hulle vra vir jou, dan sal ons so maklik vir hulle sê, nee, weet jy wat, ek sal alles opoffer vir die Here. Alles vir die Here, dis okay. Jesus, all for Jesus. Hier's my hele lewe, lê ek neer. Maar wanneer die Here na ons kyk, dan sê hy soos die gemeente in Laodicea, julle dink julle is warm, maar julle is eintlik aan die slaap. Julle dink julle is ryk, maar julle is eintlik arm. Julle is kaal en julle is blind vir die dinge. Het dit nie tyd geword dat ons weer wakker word en aan die brand word nie? Jy sien, want ons is so geneig om bekommerd te wees oor hoeveel ek in my pensioen gaan hê, en hoeveel dit en hoeveel dat. Hoeveel tyd kan ek spandeer aan my seepies, en ag, iemand moet my net nie irriteer of pla, terwyl ek hierdie storie wil kyk nie. Maar vir die tyd, of vir die dinge van die Here, het ons nooit tyd nie. Hoe gaan dit met jou Bybelstudie? Ag, weet jy, ek is net so besig. Ek het net nie tyd nie. Hoe gaan dit in jou geestelike lewe? Sjoe, nee, ek gaan deur moeilike tye, jy weet, ek kry net nie, die werk aan my so besig, ek kry nie eens 5 minute om net gaan met die Here te praat nie. Regtig? Is jy nie 5 minute nie? Vir die God wat alles geskaap het, die God wat af aarde toe gekom het, aan die kruis gehang het vir jou. Is jy nie 5 minute nie? Is jy te besig vir hom? Maar ons kan 30 plus ure elke week spandeer om ons seepies te kyk. Ons kan 30 plus ure spandeer, partykeer 50 ure spandeer 'n week, aan ons sport, aan ons boeke wat ons lees, maar nie 5 minute om die Bybel te lees nie. Ek dink as die Here vir ons, as Paulus dalk vir ons, of die Here vir ons 'n brief moet skryf, wonder ek of dit veel anders sou wees as die brief van Laodicea. Kan ek vir julle skokkende statistiek wys. Ek hoop dit gaan nou werk, so eers nou gou kyk. Maar julle sien hom nou nie daar nie, maar laat ek dit gou net hier kry. Ek gaan vir julle iets wys. Hy gaan nou mooi. Ek hoop julle kan sien, daai een waar die pyltjie is. Ek het 'n bietjie gaan kyk, julle die week toe ek my 'n bietjie my navorsing doen. Wêreldgeskiedenis sê, of wêreldstatistiek sê vir ons, dat omtrent 30% van die wêreld is gelowiges. Nou mens kan nou 'n bietjie maar raai oor dit, nee, want saam met dit word daar klomp, kom ons sê, mense bygetel wat mens wonder of hulle eintlik gelowig is, maar kom ons vat dit, want is nou 'n maklike statistiek of 'n makliker statistiek om uit te werk. 30%. Nou, die wat wiskunde goed in wiskunde is, julle moet my nou help, nee. As daar vandag alleenlik amper 70,000 mense gesterf het, en 70% van hulle het nie die naam van Jesus aangeroep nie. Iemand wat goed is met wiskunde, calculator, vinnig. 70,000 maal 0.7. Ek dink dit is iets soos 49,000. Help my gou uit. Beteken dit dat 49,000 mense het vandag gesterwe en hulle beland in die hel? Omdat ek en jy veel eerder ons rugby wil gaan kyk as wat ons sal uitgaan in die straat en vir mense vertel van Jesus. Want dit is belangriker vir my en vir jou wat gaan aan in ons bankrekeninge as wat ons mond sal oopmaak by die werk en vir iemand sal sê dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En ons geen ander hoop vir jou.
Ek is te bang om by die skool my mond oop te maak. Want ek is bang dat die maatjies my gaan spot. Ek is veel eerder gerus daarmee dat 50.000 mense vandag sterwe. Dis 10:00 vanoggend. Imagine hoeveel nog vandag moet doodgaan. En moet hoor, gaan weg van my af. Die ewige vuur is jou plek. Nie omdat God liefdeloos is, maar omdat ek en jy, die kerk, aan die slaap is. Meer beklemtoning in ons status gee. Meer wil vashou aan die geld. Meer wil vashou aan wat mense van ons dink. Jy kan sien net bo daai pyltjie, is die hoeveelheid sterftes die jaar. 36 miljoen. Maal dit met 0.7. Kerk, is in die tyd dat ons moet wakker word en besef dat ons is arm, kaal en ons is blind nie. Ons kyk na die verkeerde dinge. Ons word vasgevang om na die verkeerde goed te fokus. Dis tyd dat ons weer aan die brand sal word soos Paulus en sê, weet jy wat, regtig waarlik, dat terwille van die naam van Jesus Christus, is ek bereid om uit te gaan. Is ek ook bereid om by my werk te getuig van die Here? Is ek bereid om uit te gaan en sê, weet jy wat, hierdie ding is regtig nie meer so belangrik vir my nie. Wat vir my belangrik is dat daar nie nog een persoon moet sterwe. Wat moet hoor, gaan weg van my af. Want ek het jou nooit geken nie. Dit is wat vir my belangrik is. Het dit nie tyd geword dat ons terugkom na die Here toe en sê soos Paulus, Here, ondersoek my hart. Die Here sê so mooi daar in Openbaring, hy sê, koop eerder by my goud. 1 Petrus sê, wees ryk in goeie dade. Hy sê daar, koop by my wit klere, koop by my salf, smeer dit aan ons oë aan, sodat ons kan sien wat belangrik is in hierdie wêreld. My pensioen is nie belangrik nie. Van julle sal sê dit is. Want julle is in pensioen. Hoor my hart. Ek sê nie dat geld is nie belangrik nie. Ja, ons moet lewe. Maar julle is dit regtig die belangrikste ding waarvoor ons kan lewe. Is dit regtig dinge waaraan ons tyd moet spandeer? Kom ons vat werk vir 'n oomblik dan van die tafel af. Soos 8 ure 'n dag werk vir, kom ons sê 5 dae, nee. Van julle werk bietjie langer. Is dit 40 ure 'n week? 200 ander ure het jy. So kom ons haal dan net daai van die tafel af. En sê, weet jy wat, dis okay, by die werk gaan ek dan nou net nie. Maar ek het 200 ander ure. Ons moet daarom slaap, nee, so kom ons wel weer 8 ure, maar dis daarom nou vir 7 dae, nee. So dis 54 ure, plus die ander is 94 ure, kry. Minus dit van 240, my brein glitch nou, 126, daar reg, zoiets, 126 ure het ek. Om die werk van die Here te doen. 126 ure het ek, om seker te maak, wanneer daai ding nog een keer gaan klik, gaan ek weet dat dit was 'n gelowige, wat gaan hoor, welkom, my goeie en getroue diensknegt. 126 ure 'n week het ek, om seker te maak dat daai persoon weet dat Jesus is die weg, die waarheid en lewe. Julle, ons het mense nodig, soos Dawid, om te begin opstaan
en sê die Goliat van hierdie wêreld, jy spot, maar ek sal vir jou wys wie is die ware God. Ons het Esters nodig om te sê, vir 'n tyd soos hierdie is ek gebore. Sodat die mense wat ek ontmoet sal weet, wie is die ware God. So kan ons deur al daai ouens se name gaan. Sadrag, Abednego en wat se aanhou? Sadrag, Mesach en Abednego, nê. Ons het van hulle nodig om vir die koning te sê, weet jy wat, koning? Gooi my in die vuur en as my God my nie red nie, is dit ook oukei, maar vir een ding sal ek nie buig en dis vir jou. Vir hoeveel afgode buig ek en jy? Nie daagliks nie. Want ons is te bang. Ons het aan die slaap geraak. Ons dink ons is ryk. Maar net soos die Here vir daai kerk in Laodicea sê, kerk, arm, naak en blind is jy. Dit het tyd geword dat ons weer aan die brand word vir die Here. Dit het tyd geword dat ons weer opstaan. Ek sê nie vir jou, jy moet Indonesië toe gaan nie. As die Here dit vir jou sê, luister. Witboortjie het Davids nodig. Witboortjie het Esters nodig. Witboortjie het, ek sê altyd Sadrag, Mesach en Abednego's nodig. Witboortjies het Daniels nodig. Het rits nodig. Daar waar jy werk, is daar ook Daniels nodig en Davids en noem maar die geloofshelde. Hulle het dit ook nodig. Het dit nie tyd geword dat ons weer brand vir die Here nie? Het dit nie tyd geword dat ons weer wakker word uit die slaap uit nie? Ek vra weer en ek sluit met dit af. As jou naam daaronder moes staan, wat sou daai sin gelees het? Terwille van die Here, is ek bereid om wat te doen? Terwille van die Here is ek bereid om by die skool gespot te word. Terwille van die Here is ek bereid om daar by die ouerhuis as die weertannie geklassifiseer te word. Terwille van die naam van die Here is ek bereid om geklassifiseer te word as hierdie, ek weet nie wat nie. Hoe sou jou sin lees vandag? Wat is daai ding wat jy moet voor begin opstaan? Kom ons bid saam. Here, dit breek my. En as mens na daai syfers kyk en sien en selfs hierdie klein tydjie wat ons bymekaar was, amper 1000 mense weer oorlede. Waarvan die statistiek vir ons sê 7000 van hulle het gehoor, gaan weg van my af. Ek het jou nooit geken nie. Here, maar dan dink ons net aan hoeveel van daai 7000 mense het ons nie dalk al ontmoet nie.
Hoeveel van daai 7000 mense het ons nie dalk meer koffie gedrink of geëet? En omdat ons net te bang was dat hy of sy ons gaan klassifiseer as hierdie weird Christen oom of tannie, het ons maar net stil gebly. Here, ons is so maklik geneig. En ons is niks verkeerd om goeie intensies te hê nie. Here, ons is so maklik geneig om te sê, maar alles vir U. Bereid om alles op te offer vir U. Alles te gee vir U. Maar ons is nie bereid om vir daai een persoon te sê, weet jy, dat Jesus aan die kruis gesterf het vir jou. Here, ons is net nie bereid om soos Dawid voor Goliat te gaan staan en sê, daai God wat jy so spot is my God. Dis die ware lewendige God. Ons is bereid om vir U alles te offer hier op Sondag, wanneer ons hierdie mooi liedere sing en die naam groot maak, maar môre is ek net nie bereid om so Sadrag, Mesach en Abednego voor die koning te gaan staan en sê, daai ding wat jy vir my vra, kan ek nie doen nie. Want ek dien die lewendige God. Here, soos Esther is ons geroep vir 'n tyd soos hierdie. Het maar nie per toeval net laat ons gebore word om te lewe in 2024 nie. En nog meer, Here, het U perfekte plan dit nog dat ons nog moet hier wees. Anders sou U ook ons kom haal het. Here, ek vra dat U ons weer aan die brand sal steek. Heilige Gees, dat U ons aan die brand sal steek. Soos ons gelees het in Handelinge, Here, dat die Gees hulle vervul het. En dit was asof daar so tonge van vuur oor hulle gekom het. Heilige Gees, my gebed is dat U sal kom en ons as gemeente weer aan die brand sal steek. Dat daar waar ons gaan, dat ons nie meer langer kan stil bly nie. Dat ons probeer stil bly, maar dit onmoontlik vir ons raak om stil te bly. Dat U net oorneem en terwyl ons nog wil keer, dat ons monde net sal getuig van wie U is. Here, ek vra dat U ons sal kom vul, Heilige Gees, dat U ons so sal vul, dat ons daar van ons in Pick n Pay rondloop, dat ons net nie anders as kan getuig nie. Dat dit uit ons uit sal vloei, sonder dat ons enigstens beheer oor dit het. Heilige Gees, kom maak ons bold, soos wat U die disippels bold gemaak het. Steek ons aan die brand, soos Paulus, waar hy sê, ter wille van die naam van Jesus, is ek nie net bereid om gevange te geneem te word, maar ek is bereid om te gaan sterwe. Here, kom steek ons aan die brand. Vir U. Bid dit al in naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan 'n laaste lied sing. Ek vra vir die band om vir ons vorentoe te kom. As jy sou wou, is jy meer as bereid, meer as welkom om jou kollekte ook te bring. Maar dan gaan ons ook staan en dan ook staan en die laaste lied sing. Sê, die wat wag, vind hul rus in die skadu van die Heilige Gees.